Goeiedag graad 12 en welkom by vandag se besigheidstudies les. Ek is Elsie Klassen en hierdie les word na jou toe gebring deur die Noord-Kaapse Departement van Onderwys in samewerking met Pakama Navorsing en Ontwikkeling. En vandag gaan ons kyk na ons voorbereidende eksamen of rekordeksamen, vraestel 2, en ons gaan dan fokus op die besigheidsrolle en ons gaan hersiening doen oor al die onderwerpe wat val onder besigheidsrolle. As ons kyk na spesifiek vandag, soos ek gesê het, besigheidsrolle, gaan ons kyk na etiek en professionalisme, ons gaan kyk na kreatiewe denke en probleemoplossing, ons gaan kyk na maatskaplike verantwoordelikheid en dan ook ons KMP en KMI, en dan gaan ons kyk na menseregte, inklusiwiteit en omgewingskwesties, en dan laastens gaan ons kyk na spanprestasie en konflikbestuur. So dit is die fokusareas van vandag se les, en met die volgende ene gaan ons dan kyk na ons besigheidsomgewings en na sy onderwerpe. So onder besigheidsrolle het ek vir jou gesê, daai is waarna ons spesifiek gaan kyk vandag, en ons gaan begin met etiek en professionalisme. Dis baie belangrik dat jy onthou, jy gaan die verskil tussen etiek en professionalisme moet ken. En net om vir jou weer uit te haal, met etiese gedrag, kyk ons na wat is reg en wat is verkeerd in die samelewing. So ek gaan nie deur al die kolpunte gaan nie, maar ek gaan net jou fokus daarop lig, dat etiek of etiese gedrag gaan oor wat die samelewing sê is reg en verkeerd. Waar met professionalisme, kyk ons na wat is reg en verkeerd en aanvaarbaar binne in ons besigheid. So dis meer gefokus op wat ons doen binne in ons besigheid, en natuurlik het etiese gedrag dan 'n invloed op ons professionele gedrag. Ons gaan ook kyk met etiese gedrag en sien dat dit is 'n stel waardes wat moreel aanvaarbaar is, waar met professionalisme is dit 'n stel standaarde van verwagte gedrag. Dit is wat van jou verwag word binne in jou werksplek. Met etiese gedrag het ons 'n gedragskode, en dan met professionalisme is dit die toepassing van daai gedragskode. Met ander woorde, jy moet respectvol aantrek, jy moet gepaste manier praat, met kliënte te doen hê, en daai is die toepassing van ons etiese gedragskode. So, as ons dan oorgaan, die volgende onderwerp, wat baie belangrik is onder etiek en professionalisme, is ons kenkode, en daar kyk ons na 3 beginsels. Die eerste ene is deursigtigheid, die tweede ene is verantwoordelikheid en dan verantwoordbaarheid. So deursigtigheid is dat die besigheid moet oop wees in al sy onderhandelinge. So ek moet niks probeer wegsteek nie, ek gaan nie enige inligting probeer verander nie, ek gaan die rou inligting net weergee net soos wat dit is. As ons kyk na verantwoordelikheid, is dit dat ek verantwoordelik is vir my werk, ek is verantwoordelik vir my gemeenskap, my werknemers en dan ook natuurlik ons omgewing. En met verantwoordbaarheid is dit, ek moet verantwoording vat vir my besluite. So as ek 'n besluit gemaak het, moet ek deursigtig wees oor daai besluit. Ek gaan dit verantwoordelik probeer doen, en dan na die tyd maak ek so op wat die gevolge sien, ek gaan verantwoordbaarheid daarvoor vat, of dan aanspreeklikheid. Met onetiese sakepraktyke het ons eerstens oneerlike en onbillike advertensies. So hierdie is waar ek iets adverteer, maar dit wat jy ontvang is nie dieselfde as wat geadverteer word nie. Ons het dan pryse van goedere in landelike gebiede. So hierdie is waar hulle in landelike gebiede, met ander woorde ver weg van die stad af, meer hoër pryse vra, want dit is moeilik om daartoe te ry. So hulle vra hoër pryse, want hulle weet jy wil nie noodwendig al die pad inry dorp toe om goedkoper pryse te betaal nie. So dis uitbuiting van ons verbruikers. En dan het ons belastingontduiking, waar ek natuurlik probeer om nie my belasting of volle belasting te betaal nie. Met onprofessionele besigheidspraktyke het ons seksuele teistering, wat ons weet is ongevraagde of ongewenste aandag, en dan het ons ongemagtigde gebruik van werksplekfondse en hulpbronne. So ek gebruik sê maar die werk op internet, op die telefoon, om persoonlike oproepe te maak. En dan misbruik van werktyd, dit is waar ek dan nie besig is om te werk nie, maar eerder besig is om iets anders te doen in my werktyd. Jy gaan natuurlik hierdie onprofessionele en onetiese gedrag moet kan identifiseer vanuit 'n scenario en dan bespreek hoe dit hanteer gaan word. So as ons kyk na 'n paar eksamenvrae, nommer 1.1 het ons noem 3 onetiese sakepraktyke wat uitdagings vir besighede kan inhou. So as ons kyk na die antwoorde,
hierdie is 'n noemvraag. So eerstens is dit kort antwoorde. Dis gewoonlik gaan dit jou vraag 3.1 wees, miskien 3.2, maar hoofsaaklik gaan dit wees 'n 3.1 waar die werkwoord noem is. Dan gee hulle ook spesifiek vir jou 'n hoeveelheid. Hulle sê 3, met ander woorde, al is daar 'n 4de een, waar daar nou in hierdie geval nie 1 is nie, sal hulle nie jou 4de een merk nie, ons merk die eerste 3. Nou met hierdie vraag is dit baie belangrik dat jy hom skryf net soos wat is in jou notas en net soos wat is in die eksamenriglyne, want hulle gaan hom net so merk. So as ons kyk, dis onbillike of oneerlike advertensies en jy sal 1 punt daarvoor ontvang. Dan volgende is die pryse van goedere in landelike en gebied. Dit is dan 1 punt en dan belastingontduiking 1 punt. Baie belangrik, soos ek jou gesê het, dit moet woord vir woord dieselfde wees. As ons dan kyk na 1.2, hier moes jy identifiseer die onprofessionele sakepraktyke wat in elke stelling hieronder geïllustreer word. So 1.2.1, die direkteur van KNZ Consulting gebruik die besigheidskredietkaart vir persoonlike uitgawes. So daai, hy gebruik die besigheid se kredietkaart vir persoonlike uitgawes. Dit help ons dan om natuurlik te identifiseer dat die antwoord ongemagtigde gebruik van werksplekfondse en hulpbronne is. So hierdie is 'n onprofessionele gedrag. En dan die volgende ene, werknemers, en skies hiervoor, die werkwoord was identifiseer, so jy sal natuurlik 2 punte hiervoor ontvang. Die volgende ene, 1.2.2, werknemers van ZAMO prokureurs spandeer meer tyd op sosiale netwerke gedurende kantoorure as op hulle pligte. So natuurlik, hulle gebruik kantoorure op hulle sosiale netwerke. Natuurlik is daar geleenthede waar besighede 'n persoon aanstel om die besigheid se sosiale media te beheer, maar hierdie is nie die geval nie, want hulle vra hier spesifiek vir onprofessionele gedrag. So dan weet ons dit is natuurlik misbruik van werkstyd. So jy gaan 2 punte hiervoor kry. En veral as jy een van die leerders is wat bietjie sukkel, is hierdie die tipe vraag waar jy jou punte gaan opmaak, want 4 punte vir 'n kort eenvoudige antwoord gaan vir jou ten minste 2% kan bydra tot jou totaal. Dan 1.3, stel maniere voor waarop besighede volgende onetiese of onprofessionele sakepraktyke kan hanteer. So as hulle sê stel maniere voor, dan weet ons dat hulle gaan kyk na die kern van jou sin en jy gaan 2 punte aan die einde van jou sin ontvang. So die eerste een is prysbepaling van goedere in landelike gebiede. So hier gaan ons kyk, besighede kan met ander besighede in die area invloedwerwing deelneem. Invloedwerwing, net om jou te herinner, dis bietjie graad 11 werk, maar dit is waar ons saamkom as besighede en ons probeer die wetmakers en die munisipaliteit probeer ons beïnvloed. En ons neem deel om die regering te oortuig om infrastruktuur in die landelike gebiede te verbeter. Dit sal ook toelaat dat goedere makliker kan beweeg na die landelike gebiede en dan ook van die landelike gebiede kan inbeweeg stad se kant toe. En daarvoor kry jy dan 2 punte aan die einde. Besighede moet saam met verskaffers werk vir afleweringskostes. So ons as besighede in die landelike gebied, ons kan almal sê, in plaas daarvan dat ek individueel by goeder bestel en dit word na my toe gebring, gaan ons almal saam bestel en een koerier bring dit na ons toe en ons deel die afleweringskoste. So dit gaan ons uitgawes as besighede verlaag, wat dan beteken dat ons kan ons pryse verlaag vir ons verbruikers. So jy het 2 punte. Besighede kan in groot maat koop en dan kry jy natuurlik afslag, wat weer eens jou gaan toelaat om jou verkoopprys bietjie af te bring. En natuurlik gaan mense die beter kan ondersteun. En daar is 2 punte. Besighede moet billike markverbande pryse vir goedere en dienste hê. Natuurlik moet ek kyk na wat word gevra in die stedelike gebiede en ek kan nie dan besluit wel ek sit nog verder 3, 4, 500% op nie. Ek moet dit redelik hou teenoor dit wat in die stad gebeur en dit wat my mededingers in die landelike gebied vra. Die besigheid moet bereid wees om onetiese sakepraktyke te vermy om kliëntelojaliteit te lok, want jy wil hê daai mense moet kies, gaan eerder by jou koop as wat ek inkry. En dan hulle moet koste-effektiewe maniere soek
om hulle produkte te vervoer. So een van daai maniere was, soos ons vroeër gesê het, om saam te werk met ander besighede. Die volgende ene is die misbruik van werktyd. So as ons dan kyk na die misbruik van werkstyd, ek gaan met daai persoon wat die ongewenste gedrag uitgee, gaan ek spesifiek met hulle praat en hulle sê, dis die gedrag wat onaanvaarbaar is, dit is wat ek wel van jou verwag. En dan natuurlik gaan ek hulle ook monitor en seker maak dat hulle daai gedrag verander. Ek gaan ook hulle herinner dat as ons winste afneem in die besigheid as gevolg van 'n verlaagde produktiwiteit, kan dit hulle bonusse affekteer. So 'n bonus is 'n goeie manier om mense aan te moedig om hulle doelwitte te bereik binne in die besigheid. Ons gaan dan ook vir hulle sê wat is die gedragskode en in hierdie gedragskode moet ons duidelikheid insit wat word verwag van jou en dan wat is die straf as jy dit nie gaan nakom nie en dan is dit baie belangrik dat besighede en bestuurders dit konsekwent en regverdig toepas. Ons moet hulle ook opleiding gee oor hierdie gedragskode want ons kan nie aanneem dat mense dit gaan lees nie. So daar moet tyd uiteengesit word waar die gedragskode deurgegaan word en enigiets wat onduidelik is wel verduidelik word. Die gedragskode moet alle werknemers onderteken word. Met ander woorde, jy moet teken dat jy verstaan waaroor gaan die gedragskode en dat jy die reëls en die gevolge vir die breek van hierdie reëls verstaan. Besighede behoort werksure so te struktureer om werknemers vrye en buigsame tyd vir persoonlike sake te gee. So ek moet ook natuurlik verstaan dat mense het volgens die wet het hulle sekere vereistes. Ek kan nie verwag dat hulle 15 ure werk of 12 ure werk sonder 'n breek nie. Ek moet vir hulle 'n breek gee. Ek moet seker maak dat hulle op 'n billike tyd by die huis kom afhangende van hulle werksure. So ek moet ook buigbaar wees en aanpasbaar wees as 'n werkgewer. Die besighede se kultuur van verantwoordelikheid skep spangees en versterk sodat werknemers verantwoordelik kan voel vir dit wat bereik moet word. Dan gaan ons weer kyk na 'n scenario vraag. Mani Matte het nie al hulle inkomste vir die vorige finansiële jaar aan die Suid-Afrikaanse Inkomstediens op die SAID verklaar nie. Werknemers maak persoonlike oproepe gedurende werksure. MM gebruik ook fynskrif om belangrike inligting weg te steek wanneer bevordering van hulle produkte. Identifiseer 2 tipes onetiese. So baie belangrik, jou werkwoord is natuurlik identifiseer. Hulle gee ook vir jou 'n hoeveelheid, met ander woorde 2, jy kan nie meer as 2 antwoorde gee nie. As jy doen, gaan hulle 'n eenvoudige lyn daardeur trek. En dan vra hulle spesifiek vir onetiese sakepraktyke. So nie onprofessioneel nie, oneties. Ons kyk na onbillike advertensies, ons kyk na ons landelike gebiede en die pryse wat hulle vra en ons kyk na belastingontduiking. Wat 'n toepassing is op MM en dan baie belangrik sê hulle jy moet jou antwoord motiveer deur aan te haal. Baie belangrik met aanhaling is dat jy 'n volledige sin gaan skryf. So baie kere gaan hulle vir jou 'n tabel gee en sê gebruik die onderste tabel as 'n gids om jou vrae te beantwoord. Ek sal voorstel dat jy wel gebruik maak van hierdie tabel want dit laat toe dat jou onetiese sakepraktyk in hierdie geval en jou motivering aan mekaar gekoppel is. Dis as die twee nie met mekaar gekoppel is nie, gaan jy ongelukkig punte verloor vir die motiverings. So maak gebruik. Ek stel altyd voor dat jy eers jou vertikale lyne trek, dat jy dan jou opskrifte skryf en dit onderstreep en dan begin jy. Die eerste ene, as ons teruggaan, gaan jy sien, hulle het hulle nie al hulle inkomste van die vorige jaar aan die SAID verklaar nie. Dit is dan natuurlik belastingontduiking. So as ons vorentoe gaan ons sien die antwoord is belastingontduiking. Daarvoor kry jy 2 punte en dan jou motivering is dit belangrik dat jy die hele sin uitskryf. As die hele sin uitgeskryf is en dit is gekoppel aan die regte ene, dan kry jy jou punt. Die ander ene was onbillike of oneerlike advertensies, want hulle skryf, hulle gebruik fynskrif vir die bevordering van hulle produkte. Met ander woorde, dit is word nie gedoen op 'n eerlike manier nie. As ons teruggaan na die scenario toe, wil ek net vir jou wys dat daar is 'n afleier in die sin. Hulle maak gebruik van
Persoonlike oproepe gedurende werksure, dis natuurlik nie onetiese sakepraktyke nie, maar eerder onprofessionele sakepraktyke. So wees versigtig by daai afleiers om jou aandag af te trek van die werklike antwoord af. So hierdie ene sou dan getel het 4 punte vir die identifisering en dan 2 punte vir die motiverings, 'n totaal van 6 punte. Dan het ons 1.5, verduidelik die verskille tussen onetiese en onprofessionele gedrag. Dit is natuurlik die tabel wat ons reg in die begin gehad het, en hierso is dit baie belangrik dat wanneer jy antwoord, jy seker maak dat die verskil tussen die twee duidelik is. So hierso gaan ons sê, dit verwys na die beginsels van reg en verkeerd in die samelewing, baie belangrik. Onprofessioneel is reg en verkeerd en aanvaarbaar in die besigheid. Eties voldoen aan die waardes wat moreel aanvaarbaar is. Dit is 'n stel standaarde van verwagte gedrag. En soos ek sê, hierdie is verwagte gedrag binne in die besigheid. Ons etiese gedrag vorm deel van ons gedragskode om werkers op te lei om eties op te tree, en dan met professionalisme is die toepassing van die gedragskode binne in my beroep. Etiese gedrag, dit fokus op die ontwikkeling van morele kompas vir besluitneming. Professioneel fokus op die handhawing van die limitasie van die besigheid. Natuurlik, as ek nie professioneel gaan optree nie, dan gaan mense nie terugkom na my besigheid toe nie. As ons dit vergelyk met etiese gedrag, dit gaan nie wees dat mense altyd weet dat jy onetiese sakepraktyke beoefen nie. En dan behels etiese gedrag, dit behels die navolging van die beginsels van reg en verkeerd in my besigheidsaktiwiteite. So wat die samelewing sê is reg en verkeerd. So ek vir jou 'n voorbeeld kan gee, sê die samelewing dit is reg of verkeerd om op 'n onwettige manier van my afvalmateriaal ontslae te raak. So samelewing sê ja, dit is nie reg nie, hulle sê dit is verkeerd, so dit is dan dis oneties om op 'n onwettige manier ontslae te raak van my afvalprodukte. Onprofessionele gedrag, is dit oneties, sê die samelewing dis verkeerd om met iemand kortaf te wees, nie noodwendig nie, hulle sal sê dit hang af van die situasie, maar in my besigheid toepassing is dit onprofessioneel om kortaf te wees met 'n kliënt. So professionele gedrag sluit riglyne oor werknemers se voorkoms, kommunikasie, houding en verantwoordelikheid in. Dan as ons kyk na 1.6, noem 3 King-kode beginsels vir goeie koöperatiewe bestuur. Weereens ons werkwoord is noem, so ons gaan hulle net onder mekaar lys en ons word 'n hoeveelheid gegee, 3. Gelukkig vir ons is daar net 3, so omdat die werkwoord noem is, gaan ek 1 punt kry vir elke ene, en dit gaan dus 'n totaal van 3 wees. Weereens hierdie sal jou vraag 3.1 wees, of dan in vraag 4 sal dit die eerste vraag wees in die tweede helfte onder besigheidsrolle. 1.7 verduidelik hoe besighede die King-kode beginsels van deursigtigheid, so baie belangrik, en verantwoordbaarheid. So in die Afrikaans is dit ongelukkig bietjie moeilik, ons het verantwoordelikheid en dan verantwoordbaarheid. So maak seker jy kyk wanneer jy jou vraestel kry. En jy is 100% seker watter een hulle van jou vra, kan toepas om etiese sakepraktyke te verbeter. So as ons eerstens kyk na deursigtigheid, dis baie belangrik dat jy in jou vraestel ook jou vraestel mooi struktureer. So jy gaan skryf in jou vraestel antwoordboek, sal jy skryf deursigtigheid, onderstreep en dan gaan jy hom begin beantwoord. Ons werkwoord is wel verduidelik, so ons het gesplete punte. Besluite of optrede moet duidelik wees vir alle belanghebbendes. Personeel en alle prosesse moet deursigtig wees. Werknemers, aandeelhouers en direkteure moet bewus wees van die indiensnemingsbeleide. So onthou ek het vir jou gesê, deursigtigheid gaan oor dat niks weggesteek word in die besigheid nie. As daar enige verandering in 'n beleid is, as daar enige besluite geneem word, moet hulle deursigtig wees en vir jou kan sê, dit is die besluit wat ons geneem het en dit is hoekom ons daai besluit geneem het. Dan auditverslae en ander verslae moet akkuraat en beskikbaar wees vir die aandeelhouers. Gereelde audit moet gedoen word om die doeltreffendheid van die onderneming te bepaal. Die doeltreffendheid, met ander woorde, is ons besig om ons geld reg te bestuur en is daar nie geld besig om verlore te gaan nie. Dan besigheidstransaksies moet openlik gedoen word
sodat daar geen teken van oneerlike of gedrag of korrupsie is nie. Besighede moet besonderhede aan die aandeelhouers se stemreg aan hulle verskaf by die algemene jaarvergadering. Dis baie belangrik dat jy weet, in jou scenario's kan hulle jou ook vra om te identifiseer watter kinkode beginsel. Nou, as ons kyk na hierdie ene spesifiek, hy het nou 'n paar keer voorgekom, waar hulle sê, besighede met besonderhede van die aandeelhouers stemreg aan hulle verskaf voorop by die algemene jaarvergadering. So weer eens, ek verskaf jou met spesifieke inligting, en ek is dus dan deursigtig met daai inligting. So wees versigtig vir daai ene. Dit is deursigtigheid. As ons kyk na verantwoordbaarheid, daar moet gereelde kommunikasie tussen bestuur en belanghebbendes, soos jou aandeelhouers wees. Die maatskappy moet interne en eksterne auditeurs aanstel om finansiële state te audit. So onthou nou, ons doen dit baie van dit klink dieselfde, maar ons doen nou hierdie om verantwoording te doen vir ons besluite, vir ons finansiële besluite in ons besigheid. Die direksie moet verseker dat die maatskappy etiek en doeltreffend geïmplementeer word. Besighede moet aanspreeklik of verantwoordelik wees vir hulle besluite. Besighede moet akkurate jaarverslae aan die aandeelhouers by die algemene jaarvergadering voorsien. So daar kom die algemene jaarvergadering weer voor. So as ons praat van, ons moet alles vir hulle gee, dan gaan dit wees deursigtigheid. Besighede moet akkurate jaarverslae aan aandeelhouers gee, dan is dit verantwoordbaarheid. Die topbestuur moet verseker dat ander vlakke van bestuur duidelik is oor hulle rolle en verantwoordelikheid om aanspreeklikheid te verbeter. As ons dan oorgaan na die volgende onderwerp, so ons is nou klaar met etiek en professionalisme, kyk ons na die volgende onderwerpie en dit is kreatiewe denke en probleemoplossing. Dis 'n onderwerp wat jy al van graad 10 af doen, so dis baie belangrik dat jy onthou, in graad 12 fokus ons kies op graad 12 werk. En dat jy nie noodwendig jou graad 11 of jou graad 10 notas gebruik nie, maar dat jy jou graad 12 huidige en die nuutste notas gebruik. So as ons kyk net vir 'n bietjie hersiening, die verskil tussen besluitneming en probleemoplossing. Besluitneming word gewoonlik deur een persoon gedoen, en hulle het gewoonlik is hulle in 'n posisie van autoriteit, waar probleemoplossing word gewoonlik deur 'n groep of 'n span gedoen en jy hoef nie noodwendig 'n persoon in autoriteit te wees nie. Besluitneming, daar is verskeie alternatiewe wat oorweeg word en jy neem dan jou besluit. Probleemoplossing, ons kom op met verskeie oplossings en dan sal ons hulle evalueer en vanaf daai evaluasie gaan ons 'n besluit maak. Besluitneming, hierdie proses is deel van die probleemoplossingssiklus, want soos ek nou gesê het, vanuit daai evaluasie gaan ek 'n besluit maak. Omdat besluite by elke stap van die siklus geneem word. Probleemoplossing, hierdie proses van ontleding kan 'n situasie, sal 'n groep of span help om strategieë te identifiseer wat verandering sal meebring. So as dit gesplete punte is dit waar die punte gegee sal word. Dan kyk ons na die probleemoplossingsstappe. Baie belangrik, jy gaan hierdie stappe moet kan identifiseer vanuit 'n scenario, jy gaan hulle moet kan lys of benoem en dan gaan jy elkeen moet kan bespreek. So die eerste een is identifiseer my probleem. Wat is die probleem? Definieer die probleem, met ander woorde gaan 'n bietjie meer in diepte en kyk wat is die werklike oorsaak van daai probleem. Dan moet ek kyk, as ek weet wat is die oorsake, moet ek kyk na potensiële oplossings en dan gaan ek die mees geskikte oplossing kies. As ek die regte oplossing gekies het, gaan ek begin 'n aksieplan ontwikkel en ek gaan hom dan natuurlik begin implementeer. Baie belangrik in alle prosesse wat ek volg is dat ek nie net iets implementeer en dit los nie, maar dat ek teruggaan, monitor en evalueer of dit wel gewerk het. En dit is wat ek dan gaan doen. Ek gaan laastens monitor en evalueer of dit wel gewerk het. As dit nie gewerk het nie, gaan ek natuurlik teruggaan. Ek gaan kyk, het ek die regte oorsaak van die probleem geïdentifiseer of het ek dalk verkeerde oplossing gekies? As ons kyk na ons probleemoplossingstegnieke wat ons het eerstens die Delphi-tegniek, waar een van die sleutelwoorde wat jy moet weet, is dat dit kundiges is, wat daarso ons help, en dan ook natuurlik, hulle kom nie by mekaar nie.
Hulle weet nie wie die ander kundiges is nie. Dan het ons die kragveldanalyse. Hier is waar ons die kragte vermeet teenoor die kragte teen. So positief teenoor negatief. Ons het dinkskrim, baie belangrik van die sleutelwoorde wat hier belangrik is dis 'n groot groep mense wat saam sit en hulle sê hulle idees en hulle oplossings, waar met nominale groep tegniek verdeel ons in kleiner groepe en baie belangrik, hulle sit in stilte. So oorspronklik gaan hulle sit, hulle gaan hulle voorstelle op 'n stukkie papier skryf, daarna gaan dit eers aan die groep in 'n geordende manier voorgelees word. So kyk nou van die eksamenvraag 2.1, noem 4 stappe in die probleemoplossingssiklus. Weereens ons werkwoord noem en dan het ons 4, so jy sal net die eerste 4 merk. So daai is gewoonlik 1 punt vir elkeen. As daar natuurlik soos op die bord, op die skerm, meer as 4 is, sal hulle slegs jou eerste 4 merk en daarna sal hulle die res doortrek. Baie belangrik weereens is dat jy dit woord vir woord neerskryf. Veral met daai eerste vragies, jy kan nie jou eie woorde opmaak nie. Jy kan nie byvoorbeeld sê, definieer die probleem. Kan jy nie nou gaan sê, vind die oorsaak van die probleem nie, want jy is besig om die bewoording te verander. So ongelukkig, al is dit deel van die beskrywing, met hierdie vraag wil hulle die terminologie en die regte terminologie wees. So maak seker jy leer dit baie spesifiek. As ons dan kyk na 2.2, identifiseer die probleemoplossingstegniek wat deur elke stelling hieronder voorgestel word. 2.2.1, Karl gee sy werknemers die geleentheid om idees lukraak voor te stel en dit op 'n blaaibord te skryf. So daai woorde, idees lukraak voor te stel en hulle dit op 'n blaaibord skryf, dit sê natuurlik vir ons die antwoord is dikskrams. Dan 2.2.2, die bestuur van Tony Consulting het na die voor- en nadele van die verandering van hulle besigheidsstruktuur gekyk en voor- en nadele sê dan natuurlik vir ons, dit is die kragveldanalyse tegniek. En dan 2.2.3, die werknemers van Showa Fashion Design is versoek om soveel idees as moontlik stil te genereer en dan met ander werknemers te deel. So die feit dat hulle dit stil moet genereer, sê vir ons dan dit is nominale groeptegniek. Nou weer eens baie belangrik, hierdie is terminologie, so jy moet seker maak jy skryf dit presies soos wat dit is. Jy kan nie net skryf nominale tegniek nie, dis nominale groeptegniek of kragveldanalyse tegniek. So maak seker jy skryf dit uit volledig. Jy wil nie hierso onnodiglik punte verloor nie. So die werkwoord was identifiseer en dis sal jy 2 punte vir elk kry. 2.3, verduidelik hoe besighede die probleemoplossingstegniek in vraag 2.2.2 kan toepas. So as ons teruggaan na 2.2.2, dit was die kragveldanalyse. So hoe kan ons dit toepas? En die werkwoord is verduidelik, so ons gaan gesplete punte hê. Beskryf die huidige situasie van die probleem en dan die gewenste situasie en skryf dit in die middel van of in die bokant van jou bladsy. Lys al die dryf of voor en die beperkte kragte van die verandering sal ondersteun of weerstaan. Ken 'n telling van aan elke krag toe deur 'n numeriese skaal te gebruik waar 1 swak is en 5 sterk is. Baie belangrik wat ek gesien het, is baie van die kinders sê, lys dit 1 tot 5. Dit is nie reg nie. Jy gaan vir elke ene gaan jy evalueer. Is hierdie 'n 1 of is hierdie 'n 5? Is hierdie 'n 3 of is hierdie 'n 4? So jy gaan elke een individueel gaan jy 'n punt uit 5 gee. En dit is nie gaan oor om hulle te prioritiseer nie, maar eerder om te sê wat is die gewig van elkeen van daai kragte. Dan weeg ons die positiewe kant teenoor die negatiewe kant op en ons gaan dan kyk watter kant weeg die meeste. So dis moontlik dat jy byvoorbeeld by die voordele 2 5 het of dat jy by die nadele 3 sê byvoorbeeld. Dis net voor. Kies die krag by die hoogste telling as jou oplossing, want nou het ek gesien dat of die voordele of die nadele weeg meer en dis is dit of 'n goeie oplossing of dis nie 'n goeie oplossing nie. As die projek lewensvatbaar is, vind maniere om die kragte vir verandering te verhoog. Identifiseer die prioriteite en dan gaan jy jou aksieplan ontwikkel.
Dan 2.5, onderskei tussen besluitneming en probleemoplossing. Ons het nou deur dit gegaan. So onderskei, wil ons kyk wat is die verskil. Weereens, hulle hoef nie noodwendig aan mekaar gekoppel te wees nie. So die twee wat langs mekaar staan, hoef nie die teenoorgestelde van mekaar te wees nie, maar die verskil moet wel duidelik wees. So, soos ons reeds gesê, dit word gewoonlik deur een persoon in 'n senior posisie geneem, waar probleemoplossing is 'n groep mense. Die persoon is 'n senior en hulle oorweeg verskeie opsies en neem dan 'n besluit. Hierdie is waar daar 'n klomp of verskeie oplossings geïdentifiseer gaan word en ons dit dan evalueer. Vanuit daai evaluasie, vanuit die probleemoplossingssiklus gaan ons dan 'n besluit maak. So 'n besluitneming vorm dit deel van ons probleemoplossingsstappe of siklus. En dan probleemoplossing laaste, hierdie proses van ontleding kan 'n situasie sal 'n groep help om strategieë te identifiseer wat verandering kan meebring. 2.6 bespreek die voordele van kreatiewe denke in die werksplek. Ons werkwoord is bespreek, so dis nog steeds gespreekte punte. Ek kom op met beter, unieke, onkonvensionele oplossings vir my probleme. Ek kan komplekse besigheidsprobleme oplos. Dit verbeter die motivering van my personeellede. Die bestuur of werknemers kan tred hou met die vinnig verandering in tegnologie, want ons is kreatief in die manier wat ons dit betrek. Kreatiwiteit lei tot nuwe uitvindings wat die lewensstandaard sal verbeter van ons verbruikers. Dit kan die besigheid meerdingende voordeel gee, as gevolg van hierdie unieke idees en unieke strategieë. Produktiwiteit neem toe, aangesien bestuurders vinnig verskeie idees kan genereer wat tyd en geld meer effektief benut. Die bestuurders of werknemers kan het meer selfvertroue, aangesien hulle deelneem en hulle kan deelneem aan die kreatiwiteit en hulle kan hulle self uitleef. Die bestuurders sal beter leiers wees, aangesien hulle veranderings positief en kreatief sal kan bestuur en hanteer. Daar is jou geslete punte. Dan 2.7 beveel praktiese maniere aan waar 'n besighede omgewing kan skep wat kreatiewe denke stimuleer. Baie belangrik, as ons sê beveel aan, dan is dit 2 punte aan die einde van jou sin. Met ander woorde, ons kyk weer na die kern van jou sin, maar dit is nog steeds belangrik om 'n volledige sin te skryf. Jy kan nie jou sin kort krip nie, want dan gaan jy nie noodwendig 2 punte kry nie. Jy mag dalk net 1 of selfs niks punte kry nie. Hierdie vraag is ook baie gewild in die eksamens, so ek sal seker maak ek leer dit as ek jy is. So, moedig alternatiewe maniere aan om werk te doen. Reageer enthousiasties op al die idees wat voor jou gegee word en moet nooit iemand laat minder belangrik voel nie. So baie van julle sal byvoorbeeld die sin net daar kort knip. Jy gaan ongelukkig dan nie jou punte kry nie. Plaas 'n voorstel blokkies rondom die werksplek op en hou kommunikasiekanale oop. Beklemtoon die belangrikheid van kreatiewe denke en verseker dat die personeel weet dat die bestuur hulle idees hoor. Maak tyd vir dinkskrim sessies om nuwe idees te genereer. Byvoorbeeld as ons kan werkswinkels hê en ons kan mekaar se idees bou. Lei personeel op in innoverende tegnieke vir probleemoplossingsvaardighede en laterale denke. Moedig werkswisselings binne die organisasie aan op studie oor hoe ander besighede goeders doen. Beloon kreatiwiteit met beloningsskemas vir spanne individue met kreatiewe idees. En dan verskaf 'n werksomgewing wat bevorderlik is van kreatiwiteit, vry van afleidings. So ek wil 'n omgewing skep waar mense kan kreatief dink, waar daar nie goeders is wat die hele tyd hulle aandag aftrek en wegvat van kreatiewe denke. Dan is ons by die volgende hoofonderwerp onder besigheidsrolle en dit is jou sosiale verantwoordelikheid en dan die KMV en KMI. So onder sosiale verantwoordelikheid het ons 3 dubbele punt en hierso kyk ons na wins, ons kyk na die planeet en ons kyk na mense. So dit is belangrik dat jy daai 3 ken. Dan het ons ook ons sosio-ekonomiese kwessies, ons fokus hoofsaaklik op MEV vigs,
Ons fokus op werkloosheid en dan armoede en jy moet weer eens hulle kan identifiseer vanuit 'n scenario en dan gaan jy kan sê hoe ons met dit hanteer. En dan kyk ons na hoe kan ek die welstand van beide my werkers en my gemeenskap verbeter. As ons kyk na van die eksamenvraag 3.1, brei uit oor die betekenis van sosiale verantwoordelikheid. Brei uit, gaan ek natuurlik 2 punte aan die einde van my sin ontvang. So, dit is die verpligting van om te werk aan die verbetering van die welsyn van die samelewing. 'n Etiese standpunt wat sê dat elke individu of organisasie 'n verpligting het om die samelewing te bevoordeel as 'n geheel. Die verantwoordelikheid van elke burger of organisasie om by te dra tot die welstand van hulle gemeenskap en hulle omgewing. En dan hierdie verantwoordelikheid kan die vorm aanneem van vermy enige aksies wat die omgewing of die samelewing kan benadeel, op te tree in 'n manier wat die lewenskwaliteit van ander gaan verbeter, inisiatiewe te implementeer wat tot voordeel is van ons samelewing, en dit is 'n plig van elke besigheid om 'n balans te hê tussen ekonomiese voordeel, met ander woorde deur wins, en dan die omgewing en om na die omgewing te kyk. Dan 3.2, identifiseer drie drievoudige onderste lyn komponente van Umbula, beperk in elke stelling hieronder. So nou gaan ons weer kyk na sleutelgedeeltes wat vir ons sê watter een dit gaan wees. Umbula beperk het kospakkies aan die plaaslike gemeenskap, so hulle kyk na hulle gemeenskap en dit is dan sê vir ons dat die element waarna ons hier kyk is mense of sosiaal. Jy kan die twee woorde met mekaar uitruil. 3.2.2, jy sal 2 punte daarvan ontvang, want dit is identifiseer. 3.2.2, hulle produseer eco-vriendelike produkte, met ander woorde, ons is besig om te kyk na ons omgewing, en dit is die antwoord dan, omgewing of planeet. Weereens kan jy daai twee met mekaar uitruil. En dan 3.2.3, van hulle surplus inkomstes is gebruik om die gemeenskapsentrum te bou. Nou wees versigtig, want hulle praat hierso van die gemeenskap, maar hulle praat van hulle inkomstes. Met ander woorde, hulle gaan aan hulle wins vat om voordeel vir die gemeenskap te gee. So dan is ons antwoord natuurlik wins of ekonomies. En daarvoor gaan ons 2 punte kry. 3.3 verduidelik die verband tussen sosiale verantwoordelikheid en die elemente van die drievoudige onderste lyn wat in vraag 3.2 geïdentifiseer is. So 3.2 was ongelukkig al 3, so ons gaan al 3 kyk. As die vraag net gesê het van 2 van die drievoudige onderste lyn, dan sou jy punte gekry het vir die benoeming en dan sou jy 1 punt gekry het vir die beskrywing, dis in afdeling B. Maar ongelukkig het ons 'n vraag voor dit gehad en hierdie is 'n vraag wat volg. So dit gaan ongelukkig gaan ons nie ekstra punte hier kry nie. So ons het klaar gepraat oor wins of ekonomies. Die drievoudige sleutel-aspekte beteken dat die besigheid nie net op wins of hoë pryse fokus nie, maar ook op hulle KSI of KMI projekte. Hulle moenie 'n wins maak ten koste van hulle gemeenskap nie. Mense of sosiaal besigheidsbedrywighede behoort nie 'n negatiewe impak op die mense, werknemers, kliënte of gemeenskap te hê nie. Besighede moet betrokke raak by die volhoubare gemeenskapsprojekte wat hulle dan sal bevorder en verbeter die lewenstyl of lewenskwaliteit van hulle menslike hulpbronne of hulle werknemers. Dit is baie belangrik dat dit is nie net ons eksterne gemeenskap nie, maar ook die interne gemeenskap van my besigheid. En dan laastens het ons die planeet of die omgewing. Besighede moet nie hulpbronne uitput of die omgewing benadeel vir hulle wins nie. Hulle kan energiedoeltreffende of eco-vriendelike produkte en produksiemetodes ondersteun. En dan hulle kan gebruik maak van herwinbare materiale of materiale wat bio-afbreekbaar is. As ons kyk na 3.4 is hierdie 'n scenario vraagie. Dit is waar jy weer eens maklike punte kan kry vir al vir ons hoë risikoleerders. Asanda Melkery het van hul surplusfondse in die gemeenskap belê. Hulle bied beurse aan voorheen benadeelde studente, AM gebruik ook herwinde houers om hul suiwelprodukte
te verpak. So as ons daai scenario analiseer, weer eens praat hulle van hulle surplusfondse, wat hulle vir die gemeenskap gee, en dan hulle maak gebruik van herwinbare of herwinde houers. So ons vra, identifiseer enige 2 elemente van die drievoudige onderste lyn, en dan moet ons weer eens motiveer deur aan te haal. So as ons kyk na 3.4.1, en weer eens, ek het vir die tabelletjie ingesit, dit is regtig die maklikste manier om hulle met mekaar te koppel, en dit vat regtig nie so lank om gou 'n tabel te trek nie. Wins in ekonomies, 2 punte. Asanda Melkery het van hul surplusfondse in die gemeenskap belê. Ek het gemis ook in die scenario, sosiaal of mense, en die sin is, hulle bied beurse aan voorheen benadeelde studente. En dan die omgewing of planeet, het ons natuurlik gebruik herwinde houers. So, wat jy ook kan doen is, wanneer jy motiveer, is om te onderstreep watter gedeelte vir jou gesê het, wat se element dit is. So, byvoorbeeld, die surplusfondse, het ons gesê, dis ekonomie, voorheen benadeelde studente het gesê, dis sosiaal, en dan die herwindehouers het vir ons gesê, dit is planeet of omgewing. Dan nog 'n scenario, gamma geleenthede, is 'n gewilde besigheid wat voorsiening maak vir verskillende sosiale geleenthede. Die bestuur van GGG gebruik 'n deel van hulle winste om antiretrovirale behandeling vir hul besmette werknemers te koop. Hulle bied ook entrepreneursprogramme aan vir mense wat nie ekonomies aktief in die gemeenskap is nie. So hier gaan ons nou kyk na ons sosio-ekonomiese kwessies, en ons van 2 van hulle moet kan identifiseer. So, as ons kyk, die eerste ene is HIV en vigs. Weereens, skryf die volle term uit. Moenie net skryf HIV of net skryf vigs nie, want dit is terminologie. En dan die gedeelte, die motivering, die bestuur van GG gebruik 'n deel van hulle winste om antiretrovirale behandeling vir hulle besmette werkers te koop. Dit is die gedeelte wat vir my gesê, dit is HIV. Dan het ons ook werkloosheid. Hulle bied ook entrepreneursprogramme aan vir die mense wat nie ekonomies aktief is nie. So hierdie sou 4 punte wees, 2 punte en 'n totaal van 6 punte. Dan vra hulle, beveel 2 ander strategieë aan wat GG kan gebruik om elke sosio-ekonomiese kwessie te hanteer wat in vraag 3.5.1 hierbo geïdentifiseer is. So nou gaan ons spesifiek kyk na HIV en ons gaan spesifiek kyk na werkloosheid en dan gaan ons ander metodes. So ons kan nie gebruik wat reeds vir ons gegee is nie. So die werkwoord, die is beveel aan, so ons het 2 punte aan die einde van elke sin. En dan wil ek vir jou net hier wys, hierdie enetjie ontplooi antiretrovirale behandeling vir ons besmette werkers. As jy hom sou skryf, gaan dan hom verkeerd werk en sê dat jy herhaal vanuit die scenario. Ek kan my werkers aanmoedig om ondersteuningsprogramme aan te sluit. Ek kan nie met teen hulle diskrimineer nie, of 'n stigma hier rondom hulle nie. Ek kan deelneem aan voorkomingsprogramme, kan my mense ook oplei oor HIV en hoe om die verspreiding daarvan te voorkom. So daar is 'n hele paar opsies. Wees versigtig as die vraag sê 2 ander strategieë, sodat jy nie daai gaan herhaal wat in jou scenario was nie. En dan het ons ook gesê ons kyk na werkloosheid. So weer eens, dit bly presies dieselfde. Ek gaan, as ek daai ingeskryf het, voorsien entrepreneursprogramme wat selfindiensneming kan bevorder, gaan verkeerd werk en sê jy herhaal. So vir al die ander sal jy dan natuurlik 2 punte kry as jy 'n volledige sin geskryf het. Dan 4.1 het ons weer 'n scenario. Hierdie is nie 'n groot onderwerp in jou jaar se werk nie. So baie van die vragies gaan wees identifiseer en so aan. Juniehandelaars het besluit om hulle surplusfunds in korporatiewe maatskaplike beleggings of KSI-projekte te belê. Hulle het in die gemeenskappe belê deur skooluniforms te skep. Sportfasiliteite is ook deur JH verskaf om 'n gesonde lewenstyl te bevorder. 4.1.1 al 2 maniere aan waarop JH bygedra het tot die welstand van hulle gemeenskappe. Eerstens, ons haal nou net aan, want die vraag sê haal aan.
Jy moet versigtig wees, van die vrae gaan sê identifiseer, en van die vrae gaan sê vul aan. So weer eens, wanneer jy jou vraestel kry, jy het jou leestyd, neem kennis van daai goeders, wanneer jy kan begin skryf op jou vraestel, kan jy natuurlik 'n nota maak. Nie in jou antwoordboek onderstreep, jy kan onderstreep, maar jy kan nie highlight in jou antwoordboek nie, maar jy kan highlight op jou vraestel. So dat is om aan te haal, so jy moet die volledige sin skryf. Hulle skenk gemeenskappe, hulle het gemeenskappe belê deur uniforms te skenk, en onder dit 'n aanhaling is kry ons slegs 1 punt. Sportfasiliteite is ook deur EJH verskaf om 'n gesonde lewenstyl te bevorder 1 punt. So dit sou 'n totaal van 2 punte wees om letterlik iets vanuit 'n scenario af weer neer te skryf. Maak seker dat jy nie haastig raak en 'n gedeelte van die sin uitlos nie. Dan 4.1.2 verduidelik ander maniere waarop JLH kan bydra tot die welstand van hulle gemeenskap. So dis weer eens 'n vraag waarin ek ander opsies moet gee. En dan die vraag is, die werkwoord is verduidelik, so ons gaan gesplete punte hê. Hulle kan deelneem aan liefdadigheidsbydraes tot nie-winsgewende of nie regeringsorganisasies nie. Werknemers vrywilligingsprogramme waar werknemers kan bydra tot die gemeenskap sonder om betaal te word. Met ander woorde, my werkers doen vrywillige werk. Die betrokkenheid van gemeenskapsopvoeding vir my hawelose mense en dan lei mense binne die gemeenskap op, veral ons werklose mense. Bestuur kan nuwe sake-eienaars mentor en verbeter. So jy kan, as jy 'n suksesvolle besigheid het, van die nuwe besighede, die klein besighede, kan jy dan help om meer suksesvol te word. En dan 4.2, stel maniere voor waarop besighede tyd en moeite kan bydra tot die welstand van werknemers. Onthou, ons het gehad werknemers en gemeenskap. So baie versigtig wees om te kyk wat se een hulle voor vra. Die eerste ene, verskaf ontspanningsgeriewe en die werkwoord was stel voor. So ons het weer eens 2 punte aan die einde. Laat buigsame werksure toe om produktiwiteit te verbeter. Ek kan vir hulle vervoer verskaf. Ek kan seker maak hulle neem deel aan besluitneming. Ons kan spanbou sessies hê waar ons almal saamwerk en mekaar leer ken. Bied jaarlikse mediese assessering, bied ondersteuningsprogramme veral vir stres en dan ook natuurlik vir mense wat besmet is met HIV en vigs, sodat hulle ondersteun kan word in hulle siekte. Bied finansiële bystand in die geval van swaar kry, en dan moet ek billike lone en salarisse betaal. Baie belangrik, weer eens die volledige sin uitskryf. Dan as ons kyk na ons KMV of ons KSV, het ons 'n paar komponente. Ons kyk na die omgewing, etiese korporatiewe sosiale belegging, gesondheid en veiligheid, korporatiewe bestuur, besigheidsetiek, diensbillikheid, voorsieningsketting, verspreidingskanaal, werknemers en kliënte en dan gemeenskappe. So dis die goedes waar ons moet verantwoordelik wees. Onthou KMV staan vir verantwoordelikheid. So dit is die areas waar ek moet verantwoordelik optree in my sakepraktyk. As ons kyk na die fokusareas vir die KSI of die KMI, dit is met ander woorde waar ek geld gaan belê, tyd gaan belê, hulpbronne gaan belê, het ons gemeenskap, landelike ontwikkeling, werknemers en dan die omgewing. Landelike ontwikkeling, weer eens, hier verwys ons na ver weg, ver van die stad af. Stad. Okay. So, as ons vraag 5.1 definieer die betekenis van korporatiewe maatskaplike verantwoordelikheid. Hierso ons definieer, so dit gaan gesplete punte wees. Daar's nogal baie opsies. Ek stel regtig voor dat jy gaan leer die kortste sinne, die maklikste sinne. 'n Definieer vraag gaan nie sommer meer as 4 punte tel nie. Tensy dit in afdeling C is, dan kan dit natuurlik meer wees. Die manier waarop besighede hulle proses bestuur om hul belanghebbendes op 'n positiewe manier te beïnvloed. Die voortgesette verbintenis deur sakeondernemings om eties op te tree en by te dra tot die ekonomiese ontwikkeling terwyl hulle die lewenskwaliteit verbeter. Korporatiewe maatskaplike verantwoordelikheid is die manier waarop besighede sy bedrywighede eties en moreel uitvoer met betrekking tot mense, fisiese hulpbronne en dan hulle fondse. 'n Besigheid neem vrywillige stappe om die lewenskwaliteit van hul werknemers
en hul gesinne en die gemeenskap te verbeter. Korporatiewe maatskaplike verantwoordelikheid is die verpligting wat deur die wetgewing vereis word en bevoordeel beide jou besigheid en die samelewing. As ek kyk na die samelewing, gaan hulle in terugkyk vir my ook. So hulle gaan na my ook omsien, want ek is besig om na hulle om te sien en dan het hulle geld om te kom spandeer by my besigheid. Of hulle gaan my eerder ondersteun in vergelyking met my mededingers. Dan 5.2 noem 5 komponente van jou korporatiewe maatskaplike verantwoordelikheid. Weereens, jy moet hierdie ken, so gaan leer die kortstes, dis makliker. Ons het ons omgewing, etiese korporatiewe sosiale belegging, gesondheid en veiligheid, korporatiewe bestuur, besigheidsetiek, diensbilligheid, voorsiening en verspreidingskanaal, werknemers en kliënte en gemeenskap. So hulle het gesê 5, met ander woorde, hulle gaan net jou eerste 5 merk, daarna gaan hulle die res doortrek en dit gaan 'n totaal van 5 punte wees. Verduidelik die doel van KMV. Hulle het die doel om 'n veilige werksomgewing vir werknemers te skep. Dis 'n interne program wat besighede gebruik om aan die wette van etiek te voldoen. Besighede poog om openbare belang te bevorder en weg te doen met skadelike sakepraktyke. Besigheidsbedrywighede spreek die 3-dubbele lyn deur KMV-programme aan deur die impak van dit op die mense, die wins en die planeet te oorweeg. Sleutelareas van kommer is beskerming van die omgewing, die welstand van werknemers uit die gemeenskap en burgerlike samelewing in die algemeen. KMV-programme en aktiwiteite wat die onderneming onderneem om positief by te dra tot die gemeenskap waarin hulle funksioneer. En dan KSV kan die vorm aanneem van geldelike skenke vir ons plaaslike organisasies. Dis baie gaan leer die kortste sinne, maak seker jy skryf die volledige sin neer. Dan 5.4, dit is weer 'n scenario. Masters skoenvervaardigers is bekend vir die vervaardiging van produkte van hoë gehalte. Die bestuur van MSV het besluit om hulle surplusfondse in die gemeenskap landelike ontwikkeling en werknemers te belê. So, weer eens, ons kyk hierso, surplusfondse het al 'n paar keer voorgekom. So jy moet seker maak wanneer jy jou vraag lees, waarvoor vra hulle? Dit het ingekom by die diversiteitskwessies, dit het ingekom by ons 3-dubbele punt en dan natuurlik het dit ook ingekom weer van 'n ander plek. So, noem 3 fokusareas van korporatiewe maatskaplike belegging of verantwoordelikheid. So hierdie is vir ons KM, nie KMV nie. KMI. So ons het die gemeenskap wat hulle hier noem, ons het landelike ontwikkeling en ons het werknemers. So omdat hulle sê noem, gaan jy wel net 1 punt elk kry en dit gaan 'n totaal van 3 punte wees. Dan 5.4.2 bespreek die positiewe impak van KMV op gemeenskappe. Ek wil jou net herinner dat die impak van KMV of KMI is dieselfde. Daar's nie 'n verskil tussen die twee nie. Wat wel verskil is, vra hulle vir die impak op gemeenskappe of vra hulle vir die impak op besighede. So jy moet seker maak jy gaan kyk mooi in jou vraag. Vra hulle vir die impak op gemeenskappe of die impak op besighede. Dit maak nie saak of dit KMV of KMI is nie. Die voorsiening van beurse verhoog die vlak van onderwys en stel die gemeenskap in staat om vir werk aansoek te doen. Beter opvoedkundige en opvoedkundige fasiliteite word aan arm gemeenskappe gevestig. Die lewensstandaard van die gemeenskap word opgehef, die lewenskwaliteit word verbeter. Die verskaffing van mediese infrastruktuur verbeter die gesondheid van ons gemeenskap en dan sosio-ekonomiese kwessies word aangespreek wat die welstand van ons gemeenskap verbeter. Opleidingsgeleenthede in die gemeenskap verhoog die moontlikheid van aanstellings van lede van die gemeenskap. Die vaardigheidsontwikkeling kan plaasvind wat weer moontlikheid van aanstellings in die gemeenskap verhoog. So daar is alles positiewe impak op die gemeenskap. Dan 5.5 onderskei tussen korporatiewe maatskaplike verantwoordelikheid en korporatiewe maatskaplike belegging.
So ons gaan die verskil tussen die twee, die bedoeling van sulke praktyke verander. So met KMV gaan ek my besigheid verander om ten voordeel te wees van die gemeenskap. Met KMI of KM belegging gaan ek geld of hulpbronne aanbied om my gemeenskap te verbeter. Met ander woorde, ek gaan dit vir my fisies iets kos. En dan korporatiewe sosiale verantwoordelikheid, dit fokus op die verhoging van die beeld en wins. So ek verbeter myself om die gemeenskap te bevoordeel, maar ek trek ook voordeel daaruit. Met KMI of KM belegging gaan dit wees dat dit my iets kos. So die fokus is op die opheffing van die gemeenskap sonder dat daar vir my 'n voordeel is. Dan verseker dat die interne KSI beleide en praktyk belanghebbendes se belange in die omgewingskwessies insluit en dan met die KMB, dit verseker dat die KMI-projekte relevant is vir die behoeftes van die gemeenskap. So met die een kyk ek weer eens intern, hoe kan ek my beleide en prosedures verander, die ander ene kyk waar kan ek help. En dan KMV, dikwels bedoel vir 'n bemarkingsinisiatief, met KMI bedoel vir die gemeenskappe en sosiale ontwikkeling te bevorder en op te hef. En dan laaste, korporatiewe maatskaplike verantwoordelikheid. Projekte word gewoonlik aan die besigheid gekoppel. Byvoorbeeld, dit is in lyn met wat ons doen. Waar korporatiewe maatskaplike belegging, die projekte is buite die besigheid en dit is sterk ontwikkelingsbenadering. So dit beweeg weg van my besigheid af. Die fokus met korporatiewe sosiale verantwoordelikheid binne in my besigheid, met korporatiewe maatskaplike belegging is die fokus op my gemeenskap en die omgewing. Dan as ons kyk na die volgende onderwerp wat ons gaan hanteer, is dit menseregte, inklusiwiteit en omgewingskwessies. En ons gaan kyk na die regte wat ons het binne in die werksplek. Ons het ons menseregte, my reg tot privaatheid, my reg tot inligting, my reg tot veiligheid en sekuriteit. Dan het ek my ekonomiese regte. Ek het die reg om deel te neem aan die ekonomie, om bates te koop, om krediet te maak. En dan my sosiale regte. Ek het die reg tot skoon drinkwater, byvoorbeeld, en dan my kulturele regte. Ek het die reg om in my moedertaal inligting te ontvang in die werksplek. As ons kyk na ons ekonomiese regte, bietjie meer in diepte, ons is vry van dwangarbeid, jy kan nie forceer word om werk te doen nie. Onthou, dit is nog steeds gekoppel aan jou werksbeskrywing, so waarvoor word jy betaal? Vry om werk te aanvaar of te kies. Sodra ek my aanbodbrief kry, kan ek nog steeds die werk afkeer. Dan sluit aan by vakbonde, die reg om aan 'n wettige staking deel te neem, dan gelykbetaling vir gelyke werk, en dan 'n redelike beperking tot werksure, en dan ook 'n veilige en gesonde werksomstandighede. Sosiale regte, ek skoon water, ek het die reg tot onderwys, beskerming en dan gesondheidsorg. En dan, as ons kyk na ons diversiteitskwessies, ons het diversiteit in terme van armoede, ras, geslag, taal, ouderdom, kultuur en godsdienst, en dan ook gestremdheid. En dan ons omgewingskwessies, hierdie is nie noodwendig omgewingskwessies wat ons kyk na die natuur nie, maar eerder na die werksomgewing. So ons kyk na die rol van die werkgewer in terme van die skep van 'n veilige werksomgewing. Ons kyk na die rol van die werknemer binne in die veilige werksomgewing. Ons kyk na die rol van ons veiligheidsbeamptes. So hierdie is persone wat aangestel is om seker te maak die besigheid funksioneer binne daai reëls. En dan watter strategie kan ons toepas om te verseker dat die werksplek veilig is. As ons dan kyk na die eksamenvraag vir hierdie onderwerp, 6.1, identifiseer die mensereg, baie belangrik, want daar is verskeie regte, menseregte, ekonomiese regte, sosiale regte, kulturele regte. Identifiseer die mensereg wat van toepassing is in elke stad. 6.1.1, besighede laat ook kommunikasiekanale toe tussen bestuur en werknemers. As ons praat van kommunikasiekanale, dan is dit my mensereg tot vryheid van spraak. En daarvoor gaan ek 2 punte kry, want dit is identifiseer. Dan 6.2.1, werknemers word van beskermende klere voorsien. Ek ontvang beskermende klere, met ander woorde, hierdie is vir my veiligheid
sekuriteit en beskerming van lewe. Weereens, baie belangrik, wil ek vir jou sê, jy moet die volle terminologie uitskryf. Jy kan nie net skryf veiligheid en beskerming van lewe nie. Dis veiligheid, sekuriteit en beskerming van lewe. Maak asseblief seker jy verloor die onnodiglik doorpunte nie. En dan 6.1.3, werknemers persoonlike inligting word vertroulik gehou, so hierdie is met ander woorde my reg tot privaatheid en daarvoor gaan ek 2 punte ontvang. 6.2 beskryf kortliks enige 3 ekonomiese regte wat werknemers in die werksplek het. As dit kom by ekonomiese regte, gaan jy hulle net moet lys. So, beskryf kortliks, gaan ek 2 punte aan die einde hê. Vryheid van dwangarbeid, vry om te werk, te aanvaar of te kies, sluit aan by vakbonde, die reg tot wettige staking, gelyke betaling vir gelyke werk, redelike beperking tot by werksure en dan veilige en gesonde werksomstandighede. Dan 6.3, adviseer besighede oor hoe hulle die kulturele en sosiale regte van werknemers in die werksplekke kan bevorder. Adviseer, met ander woorde, ek gaan 2 punte aan die einde van die sin skryf. Maniere waarop besighede sosiale regte kan bevorder. Hulle kan seker maak hulle het toegang tot skoon water. Hulle kan vir hulle gesondheidsorgdienste verskaf by die werk. Hulle kan ook vir hulle geleenthede gee vir vaardigheidsontwikkeling. Ek kan hulle aanmoedig om deel te neem aan spesiale geleenthede, soos mense wêreldvigsdag of geslagsgebaseerde veldtogte, registreer werkers vir hulle werkloosheidsversekeringsfonds, om seker te maak dat as hulle sonder werk is, hulle wel beskermd is. En dan ons kulturele regte, hulle moet opgelei word vir verdraagsaamheid. Ons moet seker maak ons ken mekaar se verskille in kultuur en agtergronde en dat ons dit kan respekteer. Ons kan ook maak dat ons werknemers deelneem aan verskeidenheid van kulturele aktiwiteite en dis om mekaar te begin waardeer en wat die verskillende kulture het om te op. Maak voorsiening vir jou verskillende kulture, veral in jou kantien of met werksfunksies, veral as dit kom by hulle kos wat hulle mag eet. En dan kan ek inligtingssessies hê sodat ons weer eens van mekaar af kan leer. Dan, ek is vry om my eie taal te praat binne die werksplek. Onthou, daar is wel ook 'n beperking dat tydens werksure ek 'n gesamentlike taal moet praat. Ek moet 'n inklusiewe taal praat en meeste van die tyd hierdie werksplek die beleid dat Engels die hooftaal van die besigheid is. So, ongelukkig gaan daai beleid dan jou reg tot jou moedertaal praat, gaan dit om oorheers. 6.4, 'n scenario vraag. LCB drukkers het meer mans as vroue in diens. Hulle gebou het nie fasiliteite vir mense wat rolstoele gebruik nie. Engels is die enigste kommunikasiemiddel in die werksplek wat toegelaat word, ondanks die feit dat sommige werknemers dit nie verstaan of kan praat nie. Identifiseer 3 diversiteitskwessies in die scenario en motiveer jou antwoord. So as ons kyk, die eerste ene is geslag en dit is hulle het meer mans as vrouens in diens. Gestremdheid, want hulle het nie die fasiliteite vir mense met rolstoele nie, en natuurlik taal, want daar is mense wat nie Engels verstaan nie. So hierdie vraag sou nie noodwendig in 'n toets, sou jy nie gehad het identifiseer 3 nie, maar eerder identifiseer 2, want in afdeling B is die maksimum wat iets kan tel 6 punte. 6.4.2 beveel 2 maniere aan waarop EP elke diversiteitskwessie in vraag 6.4.1 geïdentifiseerd kan hanteer. So geslag beveel aan, ons kry 2 punte aan die einde. Hulle moet gelyke geleenthede kry. Hulle moet beide mans en vrouens in bestuursposisies hê. Hulle moet vrouens in dien neem. Ons kan nie teen hulle diskrimineer want hulle wil kinders hê byvoorbeeld nie. Daar moet teikens gestel word om geslagsgelykheid te bevorder in die werksplek, sodat ons nie 'n groep het wat bestaan uit slegs mans of slegs vrouens nie. Nuwe aanstellings moet gebaseer word op ons vaardighede en nie noodwendig ons geslag nie. En dan regstellende aksie sê dat ons wel vrouens in ag moet neem, veral wanneer ons persentasies binne in die werksplek nie reg is nie. Dan ons taal
Ek moet vir mense sê, wat is die amptelike tol van die besigheid, en opleiding word daarin aangebied, maar dan ook, as iemand nie die tol kan praat nie, is dit my verantwoordelikheid om vir hulle 'n tolk aan te stel, wat dan vir hulle die opleiding kan vertaal. Ek moet ook seker maak dat hulle kontrakte en beleide vir hulle gegee word in 'n taal wat hulle verstaan. Ek kan ook dit maak as een van my spesifikasies binne my besigheid, dat jy moet, kom ons sê byvoorbeeld Engels, kan praat en skryf. So dit vorm deel van jou werkspesifikasies wanneer ek 'n aanstelling maak. En dan gestremdheid, in my werksplek moet ek mense aanstel, as hulle die werk kan doen. Ek kan nie noodwendig teen iemand diskrimineer vir 'n werk nie. Dit is wel ook belangrik om te weet dat ons moet differensieer. As daai gestremdheid gaan verhoed dat die persoon hulle werk doen, dan is dit nie noodwendig diskriminasie nie, maar eerder differentiasie. En dan jy gaan fisies nie die werk kan doen nie, jy voldoen nie aan die vereistes nie. So ons moet vir hulle 'n geleentheid bied. Ons moet seker maak dat ons ander kollegas oplei oor hoe om met hierdie persoon hoe om hierdie persoon te hanteer, want dit kan nogals ongemaklik raak. Ons moet hulle ook probeer akkommodeer waar ons kan, in terme van badkamers, in terme van roltrappe of huispad, en dan as hulle spesiale behoeftes het, moet ons ook probeer aan dit voorsien. En dan 6.5 bespreek die voordele van diversiteit in die werksplek. Natuurlik het ek die voordeel dat ek my moraal gaan lig, my mense gaan meer gemotiveerd wees om te werk, want almal word ingesluit. Ek kan ook van hulle leer, en ek gaan ook die perspektief hê van 'n verskeidenheid van mense, van verskeie agtergronde en so aan. En dan, ek kan, soos ek sê, ek kan van hulle leer, en ek kan dan beter besigheidsbesluite maak. Dan 6.6, weer 'n scenario vraagie. Die bestuur van dieselklere vervaardigers het gesondheids- en veiligheidsverteenwoordigers aangestel. Hulle sal verantwoordelik wees om die doeltreffendheid van LKV se gesondheids- en veiligheidsmaatreëls na te gaan. Hulle moet ook potensiële gevare in die werksplek identifiseer. Baie belangrik, ons werkwoord hierso is haal aan, en ons haal 2, en ons haal dan die rol van die gesondheidsverteenwoordigers aan. So jou eerste sin, hulle sal verantwoordelik wees om die doeltreffendheid van LKV se gesondheids- en veiligheidsmaatreëls na te gaan, en dan ook om potensiële gevare te identifiseer. So dit gee vir jou 2 punte. Dan 6.6.2, hulle vra hulle vir jou om ander rolle van die gesondheidsverteenwoordiger te beskryf. Die eerste enetjie is ene wat vanuit die scenario kom, so jy kan hom ongelukkig nie skryf nie. Maar dan kan jy die ander. So ek gaan hulle klagtes ondersoek, ek gaan seker maak ons voldoen aan die COIDA-wet, ons gaan seker maak dat ons beskermende klere aan ons werkers gee, ons gaan seker maak dat ons potensiële gevare identifiseer, maar dan ook optree, en dan moet ons dit reg maak. Ons gaan seker maak dat ons toerusting reg werk, en ons gaan seker maak dat ons dit gedeeld gaan diens en onderhou. Dan verseker gevaarlike toerusting word onder toesig hanteer, met ander woorde, jy moet opgelei wees, en dan moet iemand anders by jou wees. Hierdie enetjie is weer vanuit die scenario. Dan initieer, bevorder, hersien die maatreëls van ons veiligheidsprosedures. As ons sien iets werk, gaan ons onthou, as ons sien iets werk nie, gaan ons natuurlik dit probeer verander en verbeter. Verseker dat werkers se gesondheid en veiligheid nie 'n gevaar is vir die ander nie. Met ander woorde, as 'n persoon 'n mediese toestand het, kan hulle dan ongelukkig nie meer iets doen nie. Is dit belangrik dat ons ingelig word, en dat ons vir ons sê, ongelukkig kan jy dit nie meer doen nie. Werk saam met die werkgewer om enige ongelukkige klagtes van die werknemers rakende gesondheid te ondersoek. So as daar ietsie is, moet ons gaan kyk wat dit is, sodat ons dit kan verbeter. Dan 6.3, verduidelik die verantwoordelikhede van werkers in die bevordering van menslike gesondheid. So spesifiek kyk ons nou hierso na die rol van die werker, so die werknemer, en die werkwoord is verduidelik, so ons het gesplete punte. Gebruik 'n voorgeskrewe veiligheidstoerusting, met ander woorde, as iets vir jou gegee word, of 'n manier word vir jou gegee, moet jy dit volg. Rapporteer ongelukke teen die einde van jou skof aan jou werkgewer, of ten minste die veiligheidsverteenwoordiger.
Rapporteer onveilige werksomstandighede aan die betrokke owerhede of bestuur. Stel die werkgewer in kennis van siekte wat jou werk kan beïnvloed. Met ander woorde, kom ons sê byvoorbeeld ek word gediagnoseer met epilepsie, dan beteken dit daar sekere van die werk wat ek nie meer gaan doen nie. Ek gaan byvoorbeeld nie masjinerie kan hanteer of 'n voertuig kan hanteer nie. En dis is dit my verpligting en my verantwoordelikheid om my werkgewer daarvan in te lig. Natuurlik, aan die ander kant mag ek ook dan nie teen gediskrimineer word as gevolg van daai siekte nie. Ek kan dan net op 'n ander plek gebruik word. Werkers moet sorg dat hulle eie gesondheid en veiligheid vir hulle eie gesondheid en veiligheid in die werksplek. Met ander woorde, op die einde van die dag moet ek verantwoordelikheid daarvoor vat. As ek 'n veiligheidsbril ontvang byvoorbeeld, is dit my verantwoordelikheid om hom te dra op die gepaste tye. Ek kan nie dan iemand anders blameer nie. Werk saam en voldoen aan die reëls en prosedures en dra jou voorgeskrewe klere, soos ek nou net genoem het, byvoorbeeld 'n veiligheidsbril. Dan 6.6.4 beveel 4 maniere aan waarop LKV die omgewing en menslike gesondheid kan beskerm. So hierdie is ons strategie. Die eerste ene is beveel. So ons gaan net 2 punte aan die einde gee. Masjiene moet gereeld gediens en onderhou word. Ek moet mense leer oor higiëne. Ongelukkig ons neem aan baie mense weet van higiëne, maar jy gaan miskien in 'n laboratorium werk waar jy met bakterieë, urine, stoelgange werk. So dit is belangrik om mense te herinner dat dit is die goeders waarmee ek werk. So wanneer ek die laboratorium verlaat, moet ek my hande was. Nou was ek buite, my hande is met ander goeders gekontamineer, kom ons byvoorbeeld my middagete. Voor ek in die laboratorium gaan, moet ek weer eens my hande was. Dit is om seker te maak dat die laboratorium natuurlik higiënies bly. So ons dink baie goeders is vanselfsprekend, maar daar moet nog steeds opleiding gegee word. Moedig werknemers aan om gereelde gesondheidsondersoeke te ondergaan. Goeders soos bloeddruk, cholesterol en so aan, om seker te maak dat hulle is in 'n toestand waar hulle kan werk. Jy wil nie noodwendig hê iemand moet 'n harttoestand hê en nou kry hulle hartaanval terwyl hulle besig is om 'n voertuig te hanteer nie, want dit kan lei dat ander mense gaan seer kry. Minimaliseer jou besoedeling en die hergebruik, deur gebruik te maak van hergebruik en herwinning. Raak betrokke by jou omgewingsbewustheidsprogramme. So wees bewus oor hoe ek die omgewing, wat is my impak op die omgewing. Water vir menslike gebruik moet getoets word. Ek moet seker maak die water binne in my besigheid is veilig vir drink en dan bevorder natuurbewaring deur na natuurlike hulpbronne om te sien. Met ander woorde, ek moet nie natuurlike hulpbronne mors nie. Ek moet dit optimaal probeer gebruik. Fisiese werksomstandighede moet altyd werkervriendelik, veilig en beroepsgesondheid bevorder. En dan die fisiese werksomgewing, byvoorbeeld voldoende beligting en ventilasie is baie belangrik. Ek moet kan sien wat ek moet doen, ek moet ordentlik kan asemhaal binne in die werksplek. En dan beveel 4 maniere aan waarop LKV die omgewing en menslike gesondheid kan beskerm. Ons gaan net aan verminder die verbruik van goedere en dienste wat nie veilig is vir die omgewing nie. Wette en regulasies moet nagekom word en dit is nie ten koste van ons wins nie. Ons probeer dit nog steeds bevorder. Besoedeling en ander omgewingskwessies moet altyd in ag geneem word in al ons besigheidsaktiwiteite en dan die omgewing moet ons beskerm deur ons produksietegnieke so te verander dat ons afval verminder. En dan registreer by erkende instellings en liggame vir groen vrede te bevorder. Thank you.